Goeiedag graad-12-leerders, welkom by vandag se besigheidstudies les. My naam is Elsie Klaasen en hierdie les word na u toe gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Ons gaan vandag kyk na vraestel 1, besigheidsomgewings en spesifiek die onderwerp besigheidssektore en besigheidsomgewings en dit is 'n hersieningsles. As ons dan kyk na die lesdoelwitte, gaan jy eerstens die 3 sakesektore moet kan identifiseer vanuit 'n scenario. Ons het ons primêre, sekondêre en tersiêre sektor en dan gaan jy ook hierdie sektore moet kan bespreek. En dan as ons kyk na die besigheidsomgewings, gaan jy die uitdagings vanuit 'n scenario moet kan identifiseer en dan bepaal of dit uit die mikro, mark of makroomgewing kom en dan kan verduidelik wat is die mate van beheer vir elke een van die besigheidsomgewings. As ons dan kyk na terminologie, die besigheidssektor, dit is 'n onderafdeling of 'n subset van die ekonomiese aktiwiteite en soos ek reeds genoem het, het ons die primêr, sekondêr en tersiêre sektor. En die verskillende kategorieë sakeondernemings is gebaseer op die tipe besigheid of produksieaktiwiteit wat uitgevoer word. Dan het ons besigheidsomgewings. Dit is al die interne en eksterne faktore wat die funksionering van 'n besigheid kan beïnvloed. En hier het ons dan nou wat jy van graad 10 af leer, die mikro, mark en makroomgewing. En dan die mate van beheer of die omvang van beheer wat ek nou genoem het, dit is hoeveel beheer die besigheid het oor daai spesifieke omgewing. As ons dan kyk na die makroomgewing, is hierdie die omgewing wat verste weg is van die besigheid en as ons kyk na die mate van beheer, het ons geen beheer oor hierdie omgewing nie. Die markomgewing is die omgewing net buite die besigheid en daar is redelik interaksie tussen die mark en die mikroomgewing en die mate van beheer wat ons het is gedeeltelik of klein bietjie beheer. En dan laastens die mikroomgewing verwys na die besigheid self, die interne faktore binne-in die besigheid. En hier het ons dan nou natuurlik volle beheer. Die primêre sektor, in hierdie sektor word die natuurlike hulpbronne onttrek of ontgin vanuit die aarde. Die sekondêre sektor is waar produksie plaasvind. So dit is produksie van produkte of semi-klaar produkte. En dan as ons kyk na die tersiêre sektor, dis seker op die volgende slide, maar dit is dan dienste of waar dit verkoop word. As ons spesifiek kyk na dienste, dit is 'n aksie of uitvoering van ontasbare aktiwiteite wat deur een party aangebied word na 'n ander. Dan as ons kyk spesifiek na die tersiêr, dit verskaf 'n finale produkte of dienste aan kliënte. Die besigheidsomgewings, al die interne en eksterne faktore wat die funksionering van die besigheid beïnvloed. Ons het dit reeds gesê. Dit is net 'n herhaling van die mikroomgewing. En dan as ons oorgaan na ons 3 sektore, onthou jy ek het die vorige keer vir jou 'n voorbeeld gegee dat ons koring het en dit word dan gegroei in die primêre sektor, dit word geoes en dan beweeg ons oor van daar af na die sekondêre sektor waar ons dit dan verwerk. So dit is 'n semi-klaar produk. Die koring word verwerk na meel en dan kan dit ook geproduseer word in iets soos brood. Van daar af gaan dit oor na die tersiêre sektor waar die bakkery dan die produkte verkoop aan alle kliënte. So primêre sektor, soos ek jou gesê het, hier kyk ons spesifiek na die ontginning van rou materiale vanuit die aarde en hierdie kan verskillende sektore wees of 'n industrie wees, ekskuus. Dit kan ons mynbou, landbou, visserye wees, enige iets waar ons natuurlike hulpbronne ontgin van die aarde. Die sekondêre sektor is dan waar ek nou reeds gesê het, ons vat ons rou materiale en ons prosesseer dit in 'n semi-klaar produk of dan produseer 'n finale produk. As ons kyk na ons tersiêre sektor is dan waar ons hierdie klaar produkte verkoop aan ons kliënte en dit sluit dan ook al ons dienste in. So of ek 'n finansiële diens lewer of 'n inligtingstegnologie diens, dit val dan ook in die tersiêre sektor. So as jy onderkyk van die voorbeelde, ons het ons groot en klein handelaars, finansiële dienste, as ook versekeringsdienste. As ons dan terugkyk na ons besigheidsomgewings, het ons hier in die binnekant ons mikroomgewing, dan is daar interaksie, direkte interaksie tussen die mark en die mikroomgewing, en dan kan ons hier sien dat die makroomgewing is die verste weg van die mikroomgewing.
Die mikroomgewing verwys na die besigheid self. Dit is baie belangrik. So as ons gaan begin kyk na die verskillende uitdagings, gaan jy sien dat dit is alles uitdagings wat binne in die besigheid plaasvind. En baie belangrik, ons het volle beheer. As ons kyk na die markomgewing, so hierdie is die omgewing net buite, die onmiddellike eksterne omgewing, en dit is gewoonlik, soos ek sê, waar daar interaksie is tussen die besigheid en hierdie omgewing. So ons kyk byvoorbeeld na ons verskaffers, ons kyk na ons tussengangers, ons kliënte, ons mededingers, daar is direkte interaksie. En dan die beheer wat ons het is beperkte of minder beheer. Dit is baie belangrik dat jy nie kan sê, daar is geen beheer maar invloed nie. Daai antwoord gaan ongelukkig glad nie meer aanvaar word nie. En dan laastens die makroomgewing. Hierdie is die eksterne omgewing, so hy is die verste weg en dit is 'n onbeheerde omgewing. En as ons terugdink, hierso kyk ons na ons pesto. Afkorting wat ons het, en dit staan dan natuurlik vir ons politieke, ekonomiese, sosiale, tegnologie, omgewings en wetgewing. Faktore waarna ons kyk. So as ons enige uitdaging het wat onder daai val, weet ons dit is onmiddellik makroomgewing. So kom ons kyk na 'n voorbeeld vir 'n uitdaging wat ons het binne in die mikroomgewing. Ons het 'n gebrek aan visie en missie binne in die besigheid. Ons kan 'n gebrek hê aan doelwitte of dat die doelwitte onrealisties is binne in die besigheid. Dit kan ook wees dat ons hulpbronne, so dit kan wees finansiële hulpbronne, dit kan ons menslike hulpbronne, tegnologiese hulpbronne of ons fisiese hulpbronne nie reg gebruik word nie of dan selfs gemors word binne in die besigheid. Al daai is dan nou voorbeelde van uitdagings wat ons kan ondervind binne in die mikroomgewing. As ons kyk na die die markomgewing, die voorbeelde wat ons het vir uitdagings, as ons spesifiek kyk na kliënte, dit kan wees dat daar 'n verandering is in die vraag, so wat soek ons kliënte? Dit kan ook wees dat ons kliënte iets goedkoper soek. Hierso moet ons versigtig wees, want as ons praat van iets soos inflasie, wat ons verbruikers se koopkrag beïnvloed, dan gaan dit val onder makroomgewing. Maar as hulle net praat van ons kliënte soek 'n goedkoper opsie, dan gaan dit val onder markomgewing. Kliënte kan ook insluit byvoorbeeld dat daar 'n verandering is in hulle behoeftes en begeertes. As ons kyk na ons verskaffers, kan wees dat ons verskaffers hulle pryse verhoog en dit maak dit vir ons moeilik, want dan gaan ons produksiekostes opgaan. Dit kan ook wees dat daar 'n tekort is of dat hulle laat afgelewer het, dan is dit onbetroubare verskaffers. En dan laastens, as ons kyk na voorbeelde binne in die makroomgewing, hierso kan jy sien, het ons 3 van die faktore. Politiek kan dit wees dat die regering verhoog van hulle wetgewing, dit kan wees dat hulle tariewe verhoog. As ons kyk na die ekonomie, die afname in direkte buitelandse investering en ekonomiese groei, dis iets wat ons op hierdie oomblik baie beleef in Suid-Afrika, is dat ander lande hulle geld onttrek en dit het dan 'n direkte invloed op ons ekonomie. En dan ons sosiale of maatskaplike, dit weer eens hierso sien ons dat daar is 'n afname in die inkomste of die rykdom van ons verbruikers. Met ander woorde, die geld wat hulle oor het aan die einde van die maand om te spandeer, word al hoe minder. So hierdie is nogals 'n plekkie waar dit kan moeilik wees om te identifiseer of dit mark of makroomgewing is. Maar as hulle direk praat van die inflasie wat toeneem of rentekoerse wat toeneem, dan weet jy gaan dit val onder makroomgewing. So as ons kyk na van ons tipiese eksamenvrae wat ons kry, die eerste ene is noem enige 2 tipes sake sektore. So in graad 12 het ons net primêr, sekondêr en tersiêr waarna ons kyk. En ons sê vir jou, jy moet 2 gee en jy kan ook hier sien met die punte toekenning, dit tel slegs 2. So jy weet, dit gaan 1 punt per antwoord wees. Dan het ons 'n scenario. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat dan volg. Best Canning of BC. Best Canning vervaardig die verskeidenheid blikkies kos. BC het kliënte aan Damien Canning verloor omdat hulle produkte van 'n hoër gehalte is.
Die winsgewendheid van BCE het afgeneem weens swak bestuursvaardighede. BCE Canning het geld by die bank geleen teen hoë rentekoerse. So ek kan al klaar sien, hier is 'n hele paar uitdagings wat ons gaan moet identifiseer. As ons kyk na die vraag, hul 3 uitdagings vir BCE uit die scenario hierbo aan, en dan kan jy sien, dit tel net 3 punte. Dis baie belangrik, wanneer ons aanhaal, is dit slegs 1 punt, maar hulle sê ook gelukkig vir jou hier, hul 3 uitdagings aan. Dan 2.2, klassifiseer BCE se uitdagings volgens die 3 besigheidssektore. Weereens, dit tel 3 punte, so ons weer gaan 1 punt elk wees. Noem die mate van beheer wat BCE oor elke besigheidsomgewings wat in vraag 2.2.2 geklassifiseer is, het, en weer eens is dit 3 punte. Nou, graad is baie belangrik, julle mis gewoonlik, hulle sê vir julle, gebruik die tabel hieronder om te beantwoord. Nou, dit maak dit vir jou eintlik makliker om dit in 'n tabel te doen, want dan weet jy dat jou antwoorde aan mekaar gekoppel is. So, wanneer ons nou kyk na die antwoord, sal ek vir jou mooi wys. As ons dan kyk na die eerste eenheid, het hulle gesê, noem 2 sake sektore. So, enige 2, ons merk slegs jou eerste 2, want die instruksie is gegee, dat jy net 2 moet gee. So, moenie jou tyd mors om die derde een te skryf nie, hulle gaan ongelukkig dit nie merk nie. As ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, as hulle hier sê, kom ons sê, jy het al 3 gelys, hulle gaan sê, 1 punt, en dan gaan hulle nie eers kyk na jou derde ene nie, en hulle gaan vir jou 2 punte gee. Maar ons het dan natuurlik, kan ons kies van, kan ons sien dat ons het primêr, sekondêr en tersiêre sektor van wat ons kan kies, en dit is 1 punt elk. As ons dan oorgaan na die volgende vraag, wat die scenario is, en ons kyk hoe jy dit gaan beantwoord. As ons kyk na die uitdagings, stel ek voor dat wanneer jy jou vraestel kry, as ek net kan teruggaan, gaan onderstreep dit op jou vraestel. Byvoorbeeld, BCE het kliënte-aandui kenning verloor, omdat hulle produkte van 'n hoër gehalte het. Onderstreep dit dadelik, sodat jy weet, daar is 1. En dan die winsgewendheid van BCE het afgeneem, weens swak bestuurvaardighede, daar is my tweede een, en dan laastens, BCE Canning het geld by die bank geleen, teen hoë rentekoerse. So daar kan ek sien, hulle het hulle verloor aan mededingers, hulle het winsgewendheid verloor as gevolg van swak bestuursvaardighede, en dan soos ek gesê het, die hoë rentekoerse. So daar weet ek al klaar wat aangaan, maar die vraag was, haal aan. So, ek moet nie die uitdaging identifiseer nie, ek moet aanhaal. Ek stel voor dat wanneer jy jou vraestel kry, en wanneer jy mag begin, dat jy sulke woordjies, jou werkwoorde gaan onderstreep, sodat jy weet, moet ek aanhaal of moet ek identifiseer, want ongelukkig, as jy verkeerde instruksie gaan volg, gaan jy nie jou punte kry nie. So, ons weet nou, ons moet aanhaal, so jy gaan die hele sin aanhaal, BCE het kliënte-aandui kenning verloor, omdat hulle produkte van 'n hoër gehalte is, en dan dit is ons mededingers. Mededingers weet ons val onder die markomgewing. So dan gaan jy skryf markomgewing, en jou mate van beheer skryf jy dan min of beperkte beheer, en jy gaan 1 punt vir elkeen ontvang. Die tweede ene wat ons het, die winsgewendheid van BCE, het afgeneem weens swak bestuursvaardighede. Swak bestuursvaardighede, dis binne in my besigheid, so dan weet ons praat van die mikroomgewing, en dan ons het volle beheer. So jy gaan 1 punt vir elkeen kry. En dan laastens, Best Canning het geld by die bank geleen, teen hoë rentekoerse. Hoë rentekoerse wees ons val onder die ekonomiese faktor van die makro-omgewing, en dan daar het ons geen beheer. Gaan 1 punt elk ontvang, so jy gaan 'n submax ontvang van 3, en 3, en 3, en dan jou totaal gaan wees 9. Nou, in jou toets in afdeling B, is die maksimum eintlik 6 punte. So, jy sal nie sommer kry dat jy 3 gaan moet identifiseer nie, dit sal eerder wees identifiseer
2. Dit kan wees dat hulle vir jou 3 opsies gee, jy sal dan nou net jou eerste 2 neerskryf. Dis aan die einde van vandag se les, en jy moet 'n lekker dag verder hê en lekker leer vir die volgende toetse. Totsiens.